Goeiemôre vriende. Welkom aan elkeen hier in die gemeente vanoggend. Mag ons dan elkeen bewus wees van die teenwoordigheid van die Here. Mag ons in hierdie dag ook die Here eer. Kom ons bid saam. Here, vanoggend is ons hier saam met 'n verwagting in ons harte. Here, terwyl daar selfs nou van ons mense hier saam is wat net hierna op vakansie ry. Here, dankie dat ons eers hier kan wees, dat ons saam U kan eer, dat ons saam U kan vertrou, dat ons saam, Here, ons afhanklikheid van U kan verklaar. Here, ons lewe in 'n tyd wat die mens baie roekeloos is. Here, baie aangewese op hulle eie insig, op hulle eie wysheid, op hulle eie vermoëns. Maar Here, dis vir ons 'n voorreg om hier te kan wees, om ons afhanklikheid van U te verklaar. Here, ons het U nodig. Here, ons vra dat U ons sal seën, dat U dan die wat op paaie gaan ry nou, Here, sal bewaar, veilig by hulle bestemming sal aanbring, Here, ook vir hulle 'n heerlike tyd gee waar hulle kan rus, Here, 'n tyd wat ons kan terugkyk op 'n jaar wat U deurgedraai het, Here, dat ons U kan eer, Here, dat ons kan sien waar het ons foute gemaak, dat ons dan ook kan besef, Here, ons is feilbaar, ons het, Here, in elke aspek van ons lewens het ons U nodig, en daarom, Here, terwyl ons hier saam is, terwyl ons dan saam uit die woord uit leer, Here, saam hoor wat ook die gebed, die smeking in Paulus se hart was vir die gemeente. Here, dat dit dan weerklank sal vind in ons harte, dat ons ook 'n begeerte sal hê om te hoor, dat ons 'n begeerte sal hê, Here, nie net om te hoor, nie net dat dit in ons kopkennis bly nie, maar Here, dat dit 'n uiting sal vind in ons lewens, dat ons, Here, dit sal uitleef, dat ons, Here, U sal eer met ons hele lewe. Dit is ons geskenk wat ons graag in hierdie feestyd ook vir U wil gee. Here, 'n gehoorsaamheid in ons harte, 'n bereidheid, Here, om U te eer, te doen wat U van ons vra. En daarom, Here, maak dan stil in ons harte. Gee dat ons sal bewus wees van U teenwoordigheid, Here, dat U sal spreek soos wat U beloof, en Here, dat ons as diensknegt en diensmaagd ook sal luister. Here, ons slaan ons op na die berge, want waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van U alleen, Here, wat hemel en aarde gemaak het. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Baie, baie dankie, vriende. Vriende, vanoggend se boodskap is 'n boodskap wat ek voorberei het. Ek het klaar die hele boodskap vir hierdie Sondag en volgende Sondag in dieselfde gedeelte uit voorberei. Maar dis 'n boodskap wat ek in my hart voel, ek wil nie in een Sondag probeer indruk en probeer afhandel en probeer klaarmaak nie. Maar dis 'n boodskap wat, en dis altyd vir die leemte van 'n gemeentelid, is die gemeentelid hoor op 'n Sondagoggend vir die eerste keer die boodskap wat op my hart al vir 'n week of langer partykeer in my hart broei. So daarom het ek dit goed gedink, ek wil graag hierdie Sondag en volgende Sondag die woord uit hierdie gedeelte uit bedien, sodat ons dit dan ook sal toelaat dat dit sal groei in ons harte, dat ons sal hoor wat die Here sê. Want my groot bekommernis is ons as mens hoor die woord. Ons hoor wat die Bybel sê, en baie kere weet ons, en ons ken van die gedeeltes, veral as ons nou Psalm 23 kyk en alles, ons ken dit uit ons kop uit. Maar verstaan ons die bemoeienis wat die Here daardeur met ons wil maak? Hoor ons die Here se begeerte in daardie gedeelte? Dit help nie net, dit bly verstandskennis nie. Dit moet hartskennis word, en wat ek daardeur wil sê, dit moet uiting kom vind in ons lewe. Die teorie moet praktyk word in ons lewe. Ons moet nie net hoor nie, ons moet doen wat die Here van ons vra. En ongelukkig, of moet ek nou sê gelukkig, daag die woord ons altyd uit. Dis nie net van, dit gaan vanselfsprekend gebeur in ons lewens nie. Dit moet 'n wil, 'n ywer hê, 'n begeerte in ons harte gebore, om gehoorsaam te wil wees, sodat die Here in ons harte kan werk. So dis uit my hart uit my gebed vanoggend, dat ons elkeen daardie begeerte sal hê. Spreek, Here, want ek wil hoor. Ek wil, Here, deur U gevorm word. Elkeen van ons hier saam, elkeen van ons unieke omstandighede,
Elkeen van ons 'n ander woonadres. Ek is baie bly ons bly nie almal by mekaar nie. Elkeen van ons 'n eie woonadres waar ons woon. Ander omstandighede in ons gesinne. Ander uitdagings wat elkeen van ons beleef. Here, en hier is nie nou die geleentheid van Here, hoor alles wat verkeerd is in my lewe nie. Net bietjie op sy skuif. Here, wat wil U vir my sê? Hoe wil U, Here, my gebruik? Ek voel onwaardig. Dit voel, Here, of ek dit nie kan doen nie. Want Here, en dan kan ons nou soos Moses begin amper en al die verskonings gee. Here, ek hakkel, ek is eintlik, Here, baie skaam, baie introvert. Here, ek kan nie dit doen wat U van my vra nie. En dan kan ons al die verskonings opnoem, en van hulle is nogal goeie verskonings. Here, gebruik my. Wat wil U met my lewe doen in hierdie dag? Paulus, hy was ook meer in die tronk as wat hy uit die tronk uit was. Met die skryf van die brief aan die gemeente van Kolosse was hy ook in die tronk gewees. Nou, hy skryf 'n brief, en dan primêr in sy boodskap, is ek moet seker wees, ek's kind van God. Daar moet 'n dag in my lewe wees, nie net van, ek weet van wedergeboorte, want die Here het dit vir Nikodemus gesê in Johannes 3, ek weet al hierdie gedeeltes, ek ken al die teksverse, maar dit moet 'n dag wees in my lewe, waar ek gesê het, Here, ek wil U kind wees. Dis nie maar net terloops, ek's 'n goeie mens, terloops ek lewe 'n goeie lewe, terloops ek hoop maar die goed wat ek doen is bietjie meer as die sleg wat ek doen in my lewe, so daarom sal ek daarom bietjie die weegskaal, die kan bietjie hoër kry, eendag as ek voor die Here verskyn. Dis nie wat die Here van ons vra nie. Jesus Christus het vir ons mens geword, het in ons plek plaasvervangend vir ons sondes kom sterf. Met ander woorde, hy het die skuld op hom geneem. En nou nooi die Here ons, dat ons kind van God kan word. Bloot eenvoudig, niks wat ek doen nie, Here, ek wil U kind wees. En ek neem dit in die hand van die Here aan. Ek maak dit my eie, dit wat die Here vir my gee. En ek kan nie daarvoor betaal nie, ek kan dit nie verdien nie, want ons kan nie. Die Here gee dit, bloot eenvoudig, aan elkeen wat dit van hom vra. So maak seker, sê Paulus ook, dat hierdie vas in jou hart is. Ek's kind van God, omdat ek die Here gevra het. En dan begin hy nou, en dan begin hy bedien met die liefde van die Here. Jy sal sien, hier is ook probleme in hierdie gemeente gewees, wat hy kom aanspreek. Maar is nie van ek wil nou kom pak gee, en ek wil kom slaan, en ek wil kom uit mekaar iets keer, en ek wil vir jou kom sê, hoe sleg is jy, oor dat jy sondes in jou lewe het nie. Dis nie wat Paulus kom sê nie. Hy sê, hoor die liefde van die Here, hoor die bemoeienis, hoor die bekragtiging, die duif, wat die Heilige Gees voorstel, hoor die bekragtiging wat die Here vir ons gegee het, waar ons baie meer bevoorreg is as al die mense wat in die Ou Testamentiese tyd geleef het, dat die Heilige Gees nou in ons kom woon, met ons elke dag is, sodat ons hierdie kleed, 2 Korintiërs 5:17, dat die Here ons 'n nuwe mens gemaak het, en dat ons, Kolossense, die twee manne hier voor met daai klomp kolle op hulle klere, ons is mens. Al is ek kind van God, maak ek nog steeds foute. Maar dis nie nou maar net van ek is mens, en ek maak nou maar die foute, en dis nou maar so nie. Die arme ou in die pers gaan sy arm verloor, want die ou in blou staan met 'n skerp en hy gaan sy arm afknip. Maar dit is net die drastiese voorstel daarvan, van ek wil nie meer hierdie kolle op my hê nie. Ek wil nie hierdie sonde vlekke op my hê nie. Hoor my begeerte, Here. Ek wil U dien, ek wil U eer. En dis nou waarvoor Paulus kom bid, vir hierdie gemeente, en dis wat hy vir hulle kom skryf. Ek hou van hierdie prentjie hier voor, kan jy mooi sien, aan U regterkant bo, is daar 'n hoender met 'n kruisie op. Ons moet dit nie eet nie. Hierdie is net 'n klomp wette, wat mense opregte kinders van die Here wil kom wys maak, baie kere. Klomp moetse moenies. Jy moet dit, en jy moet dit, en jy moet nie dit nie, en dan gee hulle vir ons 'n lys, van wat ons alles moet doen, dan is jou lewe reg. Dis nie die maatstaf nie. Dis nie hoeveel moets en hoeveel moenies ek mee besig is in my lewe, wat sê dat ek reg is nie. Dit gaan oor my hart voor die Here.
Ek kan 'n klomp moets en moenies doen terwille van mense, terwille van die wat om my is, terwille van die wat my sien, terwille van wat ook al, kan ek voorhou vir mense. Maar dit gaan nie eens daaroor nie. Dit gaan oor my hart voor die Here. So mag die Here ons dan kom seën in hierdie oggend, dat ons sy woord sal hoor, soos wat Paulus dit dan ook vir die gemeente kom voorhou. Ek wil u nooi om saam met my te blaai, ons gaan saam lees, Kolossense hoofstuk 1, ons gaan daar van die eerste 23 verse met mekaar saam lees. Paulus, 'n apostel van Jesus Christus deur die wil van God en die broeder Timoteus, aan die heilige en gelowige broeders in Christus wat in Kolosse is, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. U hoor nou dadelik, Paulus skryf hierdie nie vir die heidene nie, hy skryf dit nie vir die mense wat in die kerk toe kom nie, hy skryf dit vir die mense binne in die kerk, kom skryf hy hierdie brief. So nou moet ons luister. Ons dank die God en Vader van ons Here Jesus Christus altyd as ons vir julle bid, omdat ons gehoor het van julle geloof in Christus Jesus en julle liefde tot al die heiliges, vanweë die hoop wat vir julle weggelê is in die hemele, waarvan julle vroeër gehoor het deur die woord van die waarheid van die evangelie, wat julle sowel as die hele wêreld bereik het, en dit dra vrug, net soos onder julle ook van die dag af dat julle dit gehoor het en die genade van God in waarheid leer ken het. Soos julle ook geleer het van Epafras, ons geliefde medediensknegt, wat 'n getroue dienaar van Christus vir julle is, wat ook julle liefde in die gees aan ons te kenne gegee het. Daarom hou ons ook nie op nie, van die dag af dat ons dit gehoor het, om vir julle te bid en te vra, dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil in alle wysheid en geestelike insig, sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel om hom in alles te behaag, en julle in elke goeie werk vrug mag dra, en in die kennis van God mag groei, en met alle krag bekragtig word volgens die mag van sy heerlikheid, tot alle lydsaamheid en lankmoedigheid met blydskap, en die Vader mag dank wat ons bekwaam gemaak het om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes. Hy is die beeld van die onsigbare God, die eerstgeborene van die hele skepping, want in hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand. En hy is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente. Hy wat die begin is, die eerstgeborene uit die dode, sodat hy in alles die eerste kan wees. Want dit het die Vader behaag, dat in hom die ganse volheid sou woon, en dat hy deur hom alles met homself sou versoen, nadat hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis. Ek sê, deur hom. Die dinge op die aarde, sowel as die dinge in die hemele. Ook julle wat vroeër vervreemd was en vyandig gesind deur die bose werke, het hy nou versoen in die liggaam van sy vlees deur die dood, om julle heilig en sonder gebrek en onberispelik voor hom te stel. As julle ten minste gegrond en vasbly in die geloof, en julle nie laat afbring van die hoop van die evangelie nie, wat julle gehoor het en wat julle verkondig is in die ganse mensdom onder die hemel, waarvan ek, Paulus, 'n dienaar geword het. Ons lees net tot daar uit die woord van die Here. Ons teks van oordenking is die 9de vers van ons geleesde gedeelte. Daarom hou ons ook nie op nie van die dag af dat ons dit gehoor het, om vir julle te bid en te vra. Ons tema, gebed vir die gemeente. Nou Paulus kom bid in hierdie gedeelte vir die gemeente van Kolosse. Nou hy bid nie vir die gebou, vir die perseel, vir die kerk nie. Hy bid vir die individue wat 'n gemeente dan maak. Met ander woorde, hy bid vir elke individu in daardie gemeente, en daarom Paulus se gebed dan vir ons elke ene, sodat ons dan saam as gemeente
'n verskil kan maak, sodat ons die doel kan hê waarvoor God dan die gemeente kom roep het. Nou baie interessant, Kolosse was 'n baie groot en invloedryke stad, ongeveer 600 voor Christus gewees. Dit was een van die groot handelsstede gewees, dit was op een van die groot roetes geleë gewees. Dit is in Klein-Asië, in hedendaagse Turkye, is hierdie dorpie dan geleë. Maar in Paulus se tyd het hierdie stad maar baie kleiner geword, en wat ook al die redes was dit nie meer so groot invloedryke dorp gewees nie. Maar kenmerkend van hierdie groot handelsstede, het daar baie verskillende bevolkingsgroepe, tale, selfs gelowe, hulle kom vestig in hierdie stad. En hierdie invloede het dan ook ingekom in hierdie gemeente. Ons lees in hierdie gedeelte, Paulus het nie self hierdie gemeente geken nie. Hy was nog nie by hulle gewees nie, so met ander woorde, hy weet nie presies wat in hierdie gemeente aangaan nie. Maar Epaphras, een van die, as ons dit aanneem, die ouderlinge in hierdie gemeente, een van die persone wat leiding geneem het in hierdie gemeente, skryf dan 'n verslag aan Paulus. En hy vertel van Paulus, van al hierdie mense met hierdie ywer om die Here te dien. Kinders van die Here, wat graag die Here wil dien. Maar, as ons die res van die gedeelte lees, en veral in die einde, dan hoor ons, daar's 'n uitdaging in hierdie gemeente, wat Paulus nou kom antwoord vir Epaphras. Die groot probleem in die gemeente van Kolosse in daardie tyd was daar baie 'n groep gewees wat hulle self die gnostieke genoem het. Gnosis is die Griekse woord vir kennis. Met ander woorde, die gnostieke het hierdie filosofie voorgehou dat ek saligheid, dat ek myself kan verbeter sodat ek die hemel kan verdien deur die opbou van kennis. Sodat ek my kennis moet vermeerder, en hoe meer ek my kennis vermeerder, hoe heiliger, hoe beter mens is ek, en verdien ek dan die saligheid in die Here. En daarom kom waarsku Paulus. En baie uniek in hierdie gedeelte, kom sê Paulus ook, onder andere, ons moet toeneem in die kennis van die Here. So Paulus kontrasteer homself nie, hy weerspreek homself nou nie. Hy sê nie, hoorie, moenie ag gee op die gnostieke wat nou soveel klem lê op die kennis nie. Maar Paulus sê wat belangrik is in hierdie deel. En dis een van die uitdagings wat ek het in ons tyd. Is in elke dwaling is daar so klein bietjie waarheid. Kennis is belangrik. Maar die klem val nie daar nie. Dit het nog steeds 'n heilige doel. En Paulus kom wys dan vir die gemeente. Wat vir my mooi is van Paulus se gebed, is Paulus bid elke keer, en dan sê hy, en mag dan nou. Hy spreek hierdie begeerte uit, en hierdie mag dan nou, is 'n begeerte wat ek uitspreek teenoor ons gesin, ons kinders, ons gemeente, hoe ook al ek dit wil gebruik in my lewe. Ek weet wat ek wil doen, maar mag jy dan nou hoor wat ek vir jou wil kom sê, oor hoe ons dit gaan bereik? Mag ek jou kom help? Mag ek jou kom ondersteun? Mag ek jou assisteer in dit wat ons dan saam wil bereik? So met ander woorde, daai mag wat Paulus kom uitspreek, is van dit wat ek begeer, dit wat die Here wil hê in ons lewens, maar as ek sê, mag ons, dan vra ek vir jou om te hoor wat die Here sê, om dieselfde idee aan te neem, dit jou eie te maak, toe te laat, dat die Here dit in ons harte kom doen, vir ons as mens. So met ander woorde, Paulus sê, hoor God se begeerte vir jou. Mag jy dit toelaat in jou lewe. Nie net ek hoor nie, maar ek moet dit gaan doen. En dan sê Paulus, sodat. Die doel hoekom ons dit moet doen, sodat ek en jy, as feilbare mens, in staat kan wees, om God te verheerlik, met ons lewens. Een van ons gemeentelede in Parys, sy moeder, was vir ongeveer 4 weke in die hospitaal gewees. Nou die eerste keer toe ek 'n oproep ontvang,
van die tannie wat in die hospitaal is, en die tannie sê vir my, dis haar ma wat in die hospitaal is, toe dog ek eers, daar's 'n misverstand, want al Parys se gemeentelede is baie oud. En toe die tannie sê wat oud is, haar ma is in die hospitaal, toe dink ek, ergens is iets fout. Ek kan nie dink dat die tannie se ma nog steeds lewe nie, want dan moet sy baie oud wees. Die tannie was toe baie oud gewees. Terwyl ons daar langs haar bed Vrydagmiddag gebid het, en sy is Vrydag aand oorlede, so bid maar vir hulle as gesin ook. Maar terwyl ons Vrydag aand in die hospitaal vir die tannie 'n gebed doen, besef mens net die tydelikheid van die lewe. Besef mens net die oomblik, al kry 'n geliefde, soos wat die tannie hulle ook daar gevra het, al kry 'n geliefde baie swaar, in die sterwingsoomblikke uur wat dit neem, kry almal om daardie bed baie swaar om te sien hoe swaar kry 'n geliefde. Maar die oomblik wat die laaste asem uitgeblaas word, is dit nooit weer dieselfde nie. Is daar nie meer, en terwyl ek daar staan daar twee van die sissies, en nou neem hulle afskeid van hulle ma, maar die hartseer, die vryf nog aan haar, die bietjie afvryf van die speeksel onder haar ken, die bietjie versorging wat hulle nog vir haar kan doen. En toe sê ek net vir hulle, dis miskien die laaste keer wat julle dit kan doen. Dis nou miskien bietjie moeite om daar te wees, die ongemak, die ongerief van om heeltyd by die hospitaal te waak. Jy gaan nooit weer daardie voorreg hê nie. Hierdie lewe is tydelik. Dis nie onbeperk nie. En as ek my lewe wil opmors, dis in my hande, ek kan dit doen. Maar ek kan nie dit weer gaan oordoen nie. Ek moet besef, elke dag van my lewe is kosbaar. Dit wat ek verloor het, dit wat ek opgemors het, is deel van die verlede. Ek kan dit nie gaan regmaak nie. So daarom hierdie brief van Paulus, die hart van Paulus, is my so belangrik vir ons as mens, dat ons sal hoor wat die Here vir ons begeer. En dat ons, terwyl ons die geleentheid het, terwyl ons nog asemhaal, terwyl ons gesondheid het, en watter mate ons ook al gesondheid geniet, terwyl ons hier is, het ons die geleentheid, die voorreg, om 'n verskil te maak. En daarom mag ek dit insien. Mag dit my begeerte wees om te doen wat Paulus van ons vra, om te doen wat die Here van ons vra. Want dit is so belangrik. En ek is altyd bang vir verskonings. Maar dis wat ek waardeer van die woord van die Here. Paulus sê, die gebed vir die gemeente, nie individue nie. Want as ons nou kom by individue, dan wil ons begin verskonings maak. Maar Here, my omstandighede is bietjie anders as die ander mense om my. Maar Here, my samestelling van my gesin, Here, dit kan nie so werk nie. En dan wil ons elkeen uniek wees, ons wil elkeen dan 'n uitsondering maak van ons omstandighede, en ons wil dan sê, maar Paulus, hierdie is nou nie van toepassing op ons nie. So ek dank die Here dat Paulus hierdie gebed kom bid vir die gemeente, wat bestaan uit individue. So ongeag jou omstandighede, ongeag wat ook al jou verskonings, jou probleme, Paulus kom sluit ons in hierdie gebed, as hy dit vir ons kom bid. Hoor wat die Here vir jou wil sê in hierdie dag. Die eerste gedagte, en ek gaan net die eerste 3 gedagtes vandag met u kom deel. Die eerste daarvan, gebed dat hulle waardiglik mag wandel. Hoor die mag, die begeerte, Paulus kom bid, mag jou wandel waardig voor die Here wees. En terwyl ek hierdie gedeelte voorberei het, hierdie is amper vir my die oorkoepelende gedagte, want die ander gedagtes wat ons nou gaan volg later, is vir my, hoe kry ek reg om waardiglik te mag wandel? Dit is nog steeds deel van Paulus se gebed, maar is nou nie van, dis wat ek nou van julle verwag, en ek gaan nou nie vir julle kom sê hoe julle dit moet doen nie. Dis wat die mooie is. Paulus kom verduidelik vir ons, presies hoe gaan ons dit ook reg kry in ons lewens. Vers 10 van ons geleesde gedeelte sê, sodat julle die doel
sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel, om hom in alles te behaag. Nou, om te wandel is 'n werkwoord. Dis iets wat ek doelbewuslik moet doen met my lewe, maar meer nog, dis 'n aksie wat voortdurend uitgevoer moet word, elke dag van my lewe. Hierdie wandel praat nie van, ek moet nou mooi loop nie, en ek moet nou reguit loop en wat ook al nie. Dit is 'n bewys van my bevoegdheid as kind van die Here. My lewe wat gegrond is in die geloof, in die instaatstelling van die Here. Hoor nou baie mooi, dis nou moeilike toepaslike probleme wat ons nou mee te doen kry, maar dis ons lewe. So, dadelik as ek nou vir myself sê, my wandel voor die Here, my lewe, en as ek sê hierdie wandel, dan is dit my woorde wat ek praat, die omgewing waar ek is, die mense wat ek mee meng, dis my hele lewe wat hy daarna verwys, moet waardig voor die Here wees. So, dis nie my redenasie, my verskonings nie. My lewe moet waardig voor die Here, moet eer aan die Here bring. En as ons eerlik met onsself is, en ek kyk na my eie lewe, en ek wil dadelik sê, ek begin klaar dink aan verskonings, oor hoekom daar nou iets verkeerd gegaan het, maar die Here, daardie persoon wat voor my ingery het, dis een of ander heiden van 'n baie snaakse plek af. Ek wil nie verskonings uitdink nie. Ek's verantwoordelik vir my optrede. Was my week, as ons dit nou nie te ver terugvat nie, was my week waardig voor die Here? Wat ek gedoen het, hoe ek opgetree het, hoe ek reageer het met ander mense, as hulle na my kyk, wat sien hulle in my lewe raak? Dit gaan nie oor wie wat gedoen het nie, dit gaan oor my reaksie. Jesaja kom skryf vir die volk, en die volk het gesê, die Here sien nie my lewe raak nie. Die Here weet nie elke dag wat in my lewe aangaan nie. Die Here hoor nie as ek tot hom roep nie. En nou sê Jesaja vir hulle, maar die wat op die Here wag, Jesaja 40 vers 31, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende, hulle hardloop en word nie moeg nie, en hulle wandel en word nie mat nie. Nou kom ons weer terug by hierdie waardige wandel. Jesaja, en dis een van die mooiste gedeeltes vir my in die woord van die Here, om my as mens te bemoedig, om met my as individu bemoeienis te maak. Want baie kere dan voel dit vir ons, die Here hoor nie, die Here sien nie, my omstandighede raak nie, en dan voel of ek my kop in 'n gat kan druk soos 'n volstruis, en hopelik gaan dit net een of ander tyd bietjie weer anders te gaan. Weet jy hoe goed voel dit, om jou kop in 'n gat uit te haal, en bietjie die lewe in die oë te kyk? Hier is hierdie probleem, hierdie situasie, wat gekom het oor my pad, of ek nou 'n aandeel daarin het, of ek geen aandeel daarin het nie, maar hier is hierdie probleem nou voor my. Het jy al probeer om in afhanklikheid van die Here, hierdie probleem te hanteer? Here, wat is die oplossing? Sonder Here, ek het nie nou verskonings van Here, ek is te lui, Here, ek gaan dit nie kan doen nie, Here, maar wat van dit en wat van dit, wat van hierdie nagevolge, wat van daardie nagevolge? Kom ons vertrou die Here met alles in ons lewe. Kom ons stel die Here se belange eerste in ons lewe, sodat ons waardiglik hierdie probleem kan hanteer, sodat ons waardiglik hierdie probleem kan oorwin. Dink net aan hierdie oorwinningsgevoel wat ons kan hê in ons lewe, want elke keer dan is dit vir my heeltemal te groot, te moeilik, ek gee maar tou op, ek gaan nie, en dan voel my lewe net soos 'n mislukking. En ek raak nou al so gewoond aan hierdie teleurstellings in myself, dat ek gaan nou maar net aan. En ek lewe maar net van dag tot dag. En elke dag is maar dieselfde gemors. Dieselfde teleurstelling wat homself maar net herhaal.
my lewe. Ek het net een lewe. En ek is jaloers op my lewe. Want ek wil dit nie mors nie. Ek wil 'n waardige wandel voor die Here hê. Ek het al baie kere verwys, en ek het baie keer al gepreek oor Jesaja 40 vers 31. Paulus kom sê, maar die wat op die Here wag. En dan sê dit nie, ek sit agteroor en die Here sê ek moet nou wag. Nou wag ek, soos net mense in die nuwe Suid-Afrika kan wag, op beter dae. Ek wag, en ek doen nou net mooi niks. Dis nie wat Jesaja sê nie. Jesaja se beskrywing hiervan, is soos soldate wat in 'n loopgraaf gereed lê vir die oorlog. Ek moet slaggereed wees, ek moet nou reg wees. Die ander beskrywing wat ook gebruik word, is soos 'n vrou wat in barensnood is. Op die einde, die babatjie moet enige oomblik die lewenslig sien. Enige oomblik moet daar geboorte wees. Dis beslis nie 'n agteroor sit en wag nou maar net in 'n ontspanning nie. Dis 'n intensie. Dit is 'n verwagting van, dit gaan nou gebeur. En dis wat die Here van ons vra. Daai verwagting van die Here werk in my lewe. Dis nie van, die Here gaan nou maar werk en ongelukkig. Baie keer as ons bid, dan bid ons, Here, nie my wil nie, maar U wil. En dan gebruik ons dit as 'n agterdeur van om agteroor te sit en te wag. Waardiglik wandel beteken 'n ywer in my eie lewe. 'n Opgewondenheid, 'n vertroue in die werking van die Here. Sodat die Here vir my hierdie nuwe krag wat vir my kom vervul na die mate wat my aanvraag, my behoefte van die Here is. So met ander woorde, hoe meer ek van die Here vra, hoe meer gee die Here dit aan my. So met ander woorde, die beperking in hierdie kraglewering, in staatstelling, is ek self. God gee vir my na wat ek vra. So as ek min vra van die Here, gaan ek min krag kry. Gaan ek nog steeds sukkel met die mislukkings, met die tou opgooi in my lewe. Ek moet die Here vertrou met my lewe. Dan sê die Here, hulle vaar op met vleuels soos die arende. En dis nou hierdie oorwinnings wat ek het. Hierdie plekke, tye in my lewe, wat ek voel ek het geseëvier. Voel ek het hier gesukkel met hierdie omstandighede. Dit was vir my moeilik gewees. Maar nou voel ek hierdie oorwinning. Dit voel of ek in die wolke is. Dit voel vir my, ek kan. Maar nou, en ons weet, en ons besef, dis net 'n tydelike gevoel ongelukkig. Want ongelukkig is die volgende probleem, maar net om die draai. Maar nou sê Jesaja verder, hulle wandel en word nie mat nie. Met vleuels soos die arende, is daar geen negatiewe nie. Daar's nie 'n probleem daarmee nie. Maar nou sê hy, hulle hardloop en hulle word nie moeg nie. Nou as jy my ken, ek hou nie van hardloop nie. Spreuke sê net 'n dwaas hardloop as niemand hom jaag nie. Ek laat niemand my jaag nie. Ek hou nie van hardloop nie. Maar terwille van die gesondheid, het ek nou maar begin om 'n stadige pas te draf. Ek hardloop nog steeds nie, maar die stadige pas van draf put my verskriklik uit. Ek kry net 1 kilometer en dan is ek mors dood. Dan kan ek nie verder nie. Want dit is my, ek's dan moeg. Nou Jesaja sê, hulle sal hardloop en hulle sal nie moeg word nie. En dis hoe ek my lewe wil aanpak. Ek wil die lewe, die uitdagings tegemoet hardloop. Nie probeer wegkruip daarvoor en hoop hierdie probleme mis my net nie. Maar ek hardloop na die probleme toe. En die belofte wat die Here vir ons gee, my afhanklikheid van die Here, ek sal nie moeg word nie. Ek sal dit kan hanteer. Hierdie moeg is net, ek sal nie uitgeput word nie. Nou die wandel wat ons nou oor gesels,
Jesaja sê, hulle wandel en hulle word nie mat nie. Nou daai word nie mat nie, praat van om flou te word, van uitputting. Nou, wandel is nie so uitputtende aksie, as wat ons nou dink nie. Dis nie daardie wandel nie. Dit is wandel in afhanklikheid van die Here. Om te loop in jou lewe, om jou elke dag se lewe te hanteer in afhanklikheid van die Here. Jy sal nie flou word daarvan nie. Dit sal nie vir jou te veel word in jou lewe nie. Onthou nou, Paulus sê, my wandel moet waardiglik voor die Here wees. Nie, ek is tevrede met my lewe, want is daarom bietjie bo gemiddeld nie. Ek is nie tevrede met dit nie. Ek wil nie gemiddeld wees nie. Ek wil nie daarom net bietjie minder vloek as die persoon langs my, bietjie minder steel, bietjie kleiner steel, bietjie minder sonde doen as die ou langs my nie. Ek wil nie hierdie kolle in my lewe hê nie. My lewe, my wandel moet spreek van waardigheid voor die Here. So met ander woorde, ek wil hê die Here moet kyk na my lewe. En my lewe moet spreek van 'n offer aan die Here. Dit is dus in teenstelling met dit wat die gnostisisme voorgehou het. Dis nie, ek bou al die kennis op, en ek lees nou al hierdie dinge wat ek nou kan nalees oor elke dingetjie wat gebeur, en ek lees elke resep, en hoe hanteer ek hierdie probleem, en hoe hanteer ek dit, en ek vra elke sielkundige, en ek weet nie wie almal, oor hoe sal ek nou hierdie probleem hanteer in my lewe, en ek is so afhanklik van al hierdie kennis wat ons van 'n oorvloed het in hierdie wêreld. Nou hoe gaan ek hierdie probleem, hierdie situasie hanteer? Waardiglik voor die Here. Dis wat Paulus kom sê vir die gemeente. Hoe ons dit doen? Afhanklik van die Here alleen. Niks en niemand anderste nie. Die kennis moet ek gebruik om waardig voor die Here te wandel. In afhanklikheid van die Here. Efesiërs 4 vers 1 sê, ek vermaan julle, bietjie 'n sterker woord wat Paulus hier gebruik, ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. So met ander woorde, die Here sê, ons het 'n verantwoordelikheid. Dis nie ek kan net roekeloos wees nie. En Paulus gebruik 'n sterker woord. Hy sê, ek vermaan jou. Hoor wat die Here vir ons wil kom doen in ons lewens. Nou ongelukkig, hierdie wandel kan ons nie fabriseer nie. Ons kan nie maar dit net kom voorhou vir ander mense nie. Dit moet 'n wandel in my eie hart wees. 'n Begeerte wat ek self het. Ek wil 'n ander voorbeeld voorhou. En dis een van die mooiste beskrywings vir my in die woord van die Here. Lukas 15, die verlore seun. My voete is in die Vader se huis. Ek wil nie hier wees nie. Ek het geen begeerte om hier te wees nie. Geef vir my goed, ek gaan. En die seun het gegaan na 'n ver land. Hy het alles gaan vermors. Hy sit in 'n varkhok. En dan kom hierdie begeerte in sy hart. Dis nie van, ek gaan nou maar net teruggaan en ek gaan nou maar net weer in my pa se huis bly, want dit was daarom lekkerder daar nie, hy het dan vir my gesorg nie. Ek sit in die varkhok, en ek kom tot die besef, dat het was eintlik vir my beter daar. Maar, ek gaan opstaan, en ek gaan teruggaan na my vader se huis. Maar ek gaan vir my vader sê, ek is nie meer werd om die seun genoem te word nie. Maak my net soos een van die diensknegte. My hart het verander. Dit gaan nie oor die voordele nie. Dit gaan net om naby te wees. In die Vader se huis. In die Vader se beskerming. Ek het
roekeloos gelewe. Ek het gedink, ek gaan dit self regkry. Ek het weggegaan. Ek het misluk, moet ek erken. Ek kom terug na die Vader se huis. En ek kom erken nou, maak my soos een van die huurlinge. Die Vader se reaksie, as jy onthou uit die verhaal uit in Lukas 15, is hy roep al die diensknegte bymekaar. En hy sê vir hulle, gee vir hierdie seun van my skoene aan sy voete. Die diensknegte, die slawe, het kaalvoet geloop. Hy's nie 'n diensknegt nie, hy's nie 'n slaaf nie. Gee 'n ring vir sy vinger. Bevestig dat hy 'n erfgenaam in hierdie huis is. Weer, hy het dit misbruik, hy het dit deurgebring, maar ek maak hom weer 'n erfgenaam. Gee vir hom 'n mantel. Hy is die eregas by hierdie geleentheid. Slag die vetgemaakte kalf. Want die is feesvieringe, want die rede wat hy sê, hierdie seun van my was dood en het weer lewendig geword. Hy was nie dood nie. Hy was nie heeltemal onbruikbaar. Sy hart was nie daar nie. En vir my is dit die probleem. Baie kere probeer ons 'n wandel fabriseer. Maar as ons nie so mooi stil sit soos nou nie, en ons is daar buite in die lewe besig met lewe, dan klink ons heeltemal anderste, ons lyk heeltemal anderste, die mense wat ons mee meng, hoop ons net die Here kom ons nie nou haal nie, want die Here kan ons net nie hier vind nie, dan is ons roekeloos. So vir my die vraag, en ek dink nie ons gaan verby die eerste punt kom vanoggend nie, maar ek beloof ons sal volgende Sondag probeer klaarmaak. Vir my die groot vraagstuk in ons lewens is, waar is my hart? Wat is my hart se verlange? Wil ek die Here eer? Smag ek, soos wat Paulus hierdie gebed bid, mag jy waardiglik wandel. Is dit wat ek wil toelaat in my lewe? Is 'n waardige wandel voor die Here? Is dit wat ek van die Here vra? Is dit waarvoor ek die Here vertrou in my lewe? Is dit waarvoor ek van die Here afhanklik is? 'n waardige wandel voor die Here. Mag dit jou begeerte wees, sodat jy hierdie waardige wandel sal hê. Wat vra die Here van my? Die Here sê, ek wil dit vir jou gee. Mag jy daardie begeerte hê? Ja, Here, ek het hierdie begeerte. Nou wat doen die Here dan vir ons? Hy gee vir ons die krag. Die wonderlike belofte wat die Here in ons lewens kom gee. Vra die Here, ek moet heeltyd seker maak, ek lewe waardig voor die Here? Nee. Dit klink nou snaaks as ek dit nou so omsê. Maar ek wil sê nee. My klem moenie krities op my lewe wees wat ek doen nie, of wat ek gedoen het nie. My klem moet wees, in die oomblik, afhanklik van die Here. Dan sal my wandel waardig wees. So ek wil nie hê ons moet nou heeltyd oor ons skouer leef en net seker maak, het ek nou nie. Hoe reageer die mense nou op wat ek gedoen het en gesê het? Wat is hulle opinie oor wat ek gedoen het? Waar staan hulle nou? Dink hulle, ek was goed, ek het reg opgetree? Dit gaan nie vir my daaroor nie. As hierdie verhouding reg is, die afhanklikheid van die Here, sal dit reg wees. So ek hoef nie heeltyd te probeer seker maak en bevestiging te kry van ander mense nie. Ek moet dit van die Here vra. Mag jy hierdie begeerte hê?
ja Here, ek het hierdie begeerte. Die Here sal jou in staat stel om 'n waardige wandel voor die Here te hê. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir u groot genade. Dankie Here vir u liefde, dankie vir u instaatstelling. Dankie Here dat u vir ons omgee. Here, dankie dat u ons liefhet. Dankie Here dat u voorsien, oorvloedig in elke behoefte. En daarom Here, mag u genade oor ons wees. Here, ons het u woord gehoor. Here, ons begeerte is om dit uit te leef in ons lewens, sodat ons lewe waardig voor u sal wees. Ons loof en ons prys u naam. Amen. Ek wil net eers deur die res van die aantekeninge gaan tot die einde. Daar's nog 'n hele preek wat oor is. Vriende, ek wil u nooi om saam met my te staan. Die slotlied is Ek hef my stem. Dit is my geleentheid om te reageer. So, nou kan ek vir die Here kom roep. Here, ek hoor dit wat u vir my wil kom doen. Here, ek wil hê, u moet dit vir my doen. Kom ons staan, dan sluit ons af met die sing van hierdie lied. Ek hef my stem, 'n lofsang tot die naam. Ek hef my hart, want u is altyd saam. Kom vul my hart, Heer Jesus, doen dit nou, sodat my lippe taal u kan vereer. Dan sing ek Halleluja, Halleluja, lof en ere aan die naam. Dan sing ek Halleluja, Halleluja, lof en ere aan die naam. Ek hef my stem, 'n lofsang tot die naam. Ek hef my hart, want u is altyd saam. Kom vul my hart, Heer Jesus, doen dit nou, sodat my lippe taal u kan vereer. Dan sing ek Halleluja, Halleluja, lof en ere aan die naam. Dan sing ek Halleluja, Halleluja, lof en ere aan die naam. Dan sing ek Halleluja, Halleluja, lof en ere aan die naam. Dan sing ek Halleluja, Halleluja, lof en ere aan die naam. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.